hallo julle, ons gaan nou aan met die eerste boek van die Kronieke, vanaf hoofstuk 1. Die 10 aartsvaders van Adam tot Noag, die seuns van Noag en hulle afstammeling. Adam, Set, Enos, Kenan, Malaleel, Jered, Enoch, Methuselah, Lamech, Noag, Sem, Gam en Jafet. En die seuns van Jafet was Gomer, Magog en Madai, en Javan, en Tibal, en Mesech, en Tiras. En die seuns van Gomer was Askenas, Rifat, en Tomgarma. En die seuns van Javan was Elisa, Tarsia, Kieters en Rodanite. Die seuns van Gam was Kus, en Misraim, Pit en Kanaan. En die seuns van Kus was Seba, en Avila, en Sabata, en Raima, Sabdecha, en die seuns van Ramia was Skeba, Dedan, en Kus was die vader van Nimrod, en hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. En Misraim was die vader van die Lodite, en die Anamite, en die Lehabite, en die Nafatite, en die Patrusite, en die Kaslite, waaruit die Filistyne voortgekom het, en die Kaftorite. En Kanaan was die vader van Sidon, die eerstgeborene van Het, en die Jebusite, en die Amorite, en die Gergasite, en die Jewite, en die Arkite, en die Sinite, en die Arwadite, Semirite, en Amartite. Die seuns van Sem was Elam, Asser, Arpagasad, en Lid, en Aram, en Is, en Hul, en Geter, en Mesech. En Arparsad was die vader van Selag, en Selag van Heber. En vir Heber was twee seuns gebore, met die naam van die een was Peleg, wat in die dae van aardbewoners verdeeld geraak het, en sy broer se naam was Joktan. En Joktan was die vader van Almodad, Selef, Asmaravet en Jerach, en Hadoram, Usal en Dikla, en Ebal en Abimael en Skeba, en Offer, Avila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan. Die 10 aartsvaders van Sem tot by Abram, die seuns van Abram en hulle nakomelinge. Sem, Arpagasad, Selag, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nahar, Terah, Abram, dit is Abraham. Die seuns van Abraham was Isak en Ismael. Dit is hulle geslagsregister. Die eerstgeborene van Ismael was Nebatjot, Kedar, Adbeel en Mibsam. Misma, Duma, Massa, Hadad en Tema. Jetur, Nafis, Kedama, hulle was die seuns van Ismael. En die seuns van Ketura, die byvrou van Abram, sy het gebaar Simran, Joksan, en Medan, en Midian, en Jesbak, en Shawug. Die seuns van Joksan was Skeba en Dedan. En die seuns van Midian was Efa, Efer en Enoch. En Abida, Eldia, hulle was die seuns van Ketara. En Abraham was die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel. En die seuns van Esau was Elifas, Reuel, Jehuis, Jalam en Korach. En die seuns van Elifas was Tenram, Omar, Sefi en Gatam, Kenas, Timna en Amalek. Die seuns van Reuel was Nahat, Serach, Sama en Missa. En die seuns van Seir was Lotan, Sobal, Sibion en Anna, en Dison en Esser en Disan. En die seuns van Lotan was Hori, Homan, en die suster van Lotan was Timna. En die seuns van Sobal was Aljan, Manahat, El-Ebal, en Sefi en Onam, en die seuns van Sibion was Aya en Anna. Die seuns van Anna was Dison, die seuns van Dison was Amaran, Esban, Jetran en Keran. Die seuns van Esser was Bilham, Sawan, Jakam.
Die seuns van Disan was Is en Aran. En dit is die konings wat in die land van Edom geregeer het, voordat daar 'n koning oor die kinders van Israel geregeer het. Bela, die seun van Beor, die naam van sy stad is Dinhaba. En Bela het gesterwe, in sy plek het geregeer Jobab, die seun van Serach, uit Bosra. En Jodab het gesterwe, en Husam, uit die land van die Temanite, het in sy plek geregeer. En Husam het gesterwe, en Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianite in die veld van Moab verslaan het in sy plek geregeer, en die naam van die stad was Awid. En Hadad het gesterwe, en Samla uit Masreka het in die plek geregeer. En Samla het gesterwe, en Saul uit Reot aan die rivier het in sy plek geregeer. En Saul het gesterwe, en Baal-Hanan, die seun van Akbor, het in sy plek geregeer. Nadat Baal-Hanan gesterf het Hadad in sy plek geregeer. En die naam van die stad was Pai, en die naam van sy vrou was Metahabeel, die dogter van Matrit, die dogter van Mesanab. Toe Hadad gesterf het, was die vorste van Edom, die vorste van Timna, die vors van Alja, en die vors van Jetet, die vors van Obelma, die vors van Ela, die vors van Pion, die vors van Kenas, die vors van Teman, en die vors van Mipsar, en die vors van Magadeel, en die vors van Iram. Dit was die vorste van Edom. Tot sover. Hoofstuk 2, die 12 seuns van Israel en die nakomelinge van Juda. Dit is die seuns van Israel: Reuben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar en Sebulon. Dan Josef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. Die seuns van Juda was en Onan en Sela, 3 vir hom, gebore uit die dogter van Sua, die Kanaanitiese vrou. En die eerstgeborene van Juda, het die hemelse vader mishaag, daarom het hy hom laat sterwe. En Tamar, sy skoondogter, het vir hom Peres, Serach en Serach gebaar, en al die seuns van Juda was 5. Die seuns van Peres was Hesron en Hamul, en die seuns van Serach was Simri, Etan, Heman en Kalkol, en Dara, almal saam 5. En die seuns van Karmi was Agar, wat Israel in die ongeluk gestort het, deurdat hy hom vergryp het aan die bangoed. En die seuns van Etan was Asaria. En die seuns van Hesron, wat vir hom gebore is, was Jeragmeel en Ram en Kelubai. En Ram was die vader van Amminadab, en Amminadab was Nachson, die vors van die kinders van Juda. En Nachson was die vader van Salma, en Salma van Boas. En Boas van Obed, en Obed van Isaia. En Isaia was die vader van Eliab, sy eerstgeborene, en van Abinadab, die tweede, en Simea, die derde. Van Nathaniel, die vierde, van Radabai, die 5de. Van Osim, die 6de, van David, die 7de. En hulle susters was Seruia en Abigail. En die seuns van Seruia was Abisai en Joab, en Asael 3. En Abigail het Amasa gebaar, en die vader van Amasa was Jeter, 'n Ismaeliet. En Caleb, die seun van Hesron, het hy by sy vrou Asuba, Jeriot, verwek, en dit is haar seuns, Jeser, Soabab en Ardon. En Asubab het gesterf, het Caleb vir hom die Efraat geneem, en sy het hom Hur gebaar. En Hur was die vader van Uri, en Uri van Balasel. Daarna het Hesron gegaan na die dogter van Machir, die vader van Gildad, van Gilead, en hy het haar geneem toe hy 60 jaar oud was, en sy het vir hom Sigub gebaar, en Sigub was die vader van Jair,
en hy het 23 stede in die land van Gilead gehad. En Gesar en Aram het in jaarsdorpe van hulle afgeneem, en Kenat met sy onderhorige plekke 60 stede, hulle almal was seuns van Mager, die vader van Gilead. En na die dood van Hesron en Caleb Efrata, het Abia, die vrou van Hesron, vir hom ook Asger, die vader van Tekoa, gebaar. En die seuns van Jeragmeel, die eerstgeborene van Hesron, was die eerstgeborene Ram, verder Buna, Oren, Osem uit Ahia. Jeragmeel het nog 'n ander vrou gehad met die naam van Atara. Sy was die moeder van Onam. En die seun van Ram, die eerstgeborene van Jeragmeel, was Maas, Jamin en Eker. En die seuns van Onam was Semai, Jada, en die seuns van Semai was Nadab en Abiser. En die naam van die vrou van Abiser was Abihail, en sy het vir hom Agban en Molat gebaar. En die seuns van Nadab was Selet, Apaim, en Selet het gesterwe sonder kinders. En die seuns van Apaim was Jesai, en die seuns van Jesai was Sesan, en die seuns van Sesan was Agalai. En die seuns van Jada, die broer van Samai, was Jeter, Jonathan, en Jeter het gesterwe sonder kinders. En die seuns van Jonathan was Pelet en Sasa. Dit was die seuns van Jeragmeel. En Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters. En Sesan het 'n Egiptiese dienaar gehad met die naam van Jara. En Sesan het die dogter aan sy dienaar Jara as vrou gegee, en hy het vir hom Attai gebaar. Attai was die vader van Nathan, en Nathan van Sabat, en Sabat van Eflail, en Eflail van Obed, en Obed van Jehu, en Jehu van Asaria, en Asaria van Heles, en Heles van Elasa, en Elasa van Sismai, en Sismai van Salem, en Salem van Jekjama, en Jekjama van Elasma. En die seuns van Caleb, die broer van Jeragmeel, van Mesa, sy eerstgeborene het sy vader was die vader van Sif. En die seuns van Marasa, die vader van Hebron. En die seuns van Hebron was Korach, Topach, Rekem en Sema. En Sema was die vader van Raham, en vader van Jorkiam, en Rekem en Samai. En die seuns van Samai was Mahon, die vader van Betser. En Eva, die byvrou van Caleb, het Haran en Mosa en Gases gebaar. En Haran was die vader van Gases. En die seuns van Jodai was Regem, Jotam, Gesan en Pelet, en Eva en Saaf. Die byvrou van Caleb, Maanga, het Seber en Terhana gebaar. En sy het Saaf gebaar. En die vader van Madmana, Seva, die vader van Magbena, en die vader van Gibea, en die dogter van Caleb was Achsa. Dit was die seuns van Caleb. Die seuns van die eerstgeborene van Efrata, was Sobal, die vader van die Kiriat Jearim, Salma, die vader van Beth-Helem, Aref, die vader van Beth-Gadar, en die seuns van Sobal het die vader van Kiriat Jearim was Aroe, die helfte van Menagot, en die geslagte van Kiriat Jearim was die Jeretiete, die Petite, die Somanite, die Misratiete. Uit hulle het die Soaritite, Estolite voorgekom. Die seuns van Salma was Bethlehem en Natofatite, Arod Bet-Joab, en die helfte van die Managite en die Serotite. En die geslagte van die skrywers wat Jabes bygewoon het, Teriatite, die Semanite en die Sogratite. Dit is die Kenite wat Hamad, die vader van die huis van Regab afkomstig is. Tot sover. Hoofstuk 3, die nakomelinge van Dawid.
Dit was die seuns van Dawid, wat vir hom Hebron gebore is. Die eerstgeborene was Amnon by Ahinoam uit Jesreel, die tweede Daniel by Abigail uit Karmel, die derde Absalom, die seun van Magag uit die dogter van Talmai, die koning van Geser, die vierde Adonai, die seun van Agit, die vyfde Sefatja by Abital, die sesde Jetreem by sy vrou Egla. 6 is vir hom in Hebron gebore, waar hy 7 jaar en 6 maande geregeer het. In 33 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En die volgende is vir hom in Jerusalem gebore, Simea en Subab en Nathan en Salomo. 4 by Batshaw, die dogter van Anamiel. Verder het Jebhar en Elisma en Elifidlet en Noach en Noga en Nefeg en Jafia en Elisma en Eljada en Elfelet 9. Almal seuns vir Dawid, behalwe die seun van die byvroue, en Tamar was hulle suster. En die seun van Salomo was Rehoboam, die seun van Abia, sy seun was Asa, sy seun was Josafat, sy seun was Joram, sy seun was Ahasia, sy seun was Joas. Sy seun was Amisia, sy seun was Asaria, sy seun was Jotam. Sy seun was Agas, sy seun was Hiskia, sy seun was Manasseh, sy seun was Amon, sy seun was Josia. En die seuns van Josia was eerstgeborenes Johanan, die tweede was Jojakim, die derde Sedekai en die vierde Salem. En die seuns van Jojakim was Jegoja, sy seun Sedekia, sy seun, en die seuns van Jegoja was Assir, sy seun was Sealtiel. Verder het Malakiam en Padja en Senasar, Jekamja, Osama en Nedabja. En die seuns van Pedaja was Serubabel en Semai, en die seuns van Serubabel was Mesulam en Hanania en Selomit was hulle suster. En Usabia en Ohel en Berechja en Asadja, Josab, Aeset, 5. En die seuns van Hanania was Pelatja, die seun van Jesaja, en die seuns van Rafaja, sy seun was Arnan, en die seun van Obadja, sy seun was Seganaja, en die seun van Seganaja was Seganaja, en die seuns van Semaja was Hatas en Jegiel en Barach en Nerja en Safat, 6. Die seuns van Nerja was Elonai, Hiskia, Ariskam, 3. En die seuns van Elonai was Hodoyewa, Elisabeth, Pelja, Akob, Johanan, Delia en Anai, 7. Tot sover. Hoofstuk 4. Ander nakomelinge van Juda. Die seuns van Juda was Perez, Hesron, Karmi en Her en Subal. En Riadja, die seun van Subal, was die vader van Jahat, en Jahat van Amunimai, en Lehat, dit is die geslagte van die Suriatite. En dit is die seuns van Etam, Jesreel en Jesma, en Jedbas, en die naam van hulle suster was Haseloponi. En Peniel was die vader van Gedor, en Eser, die vader van Husa. Dit is die seuns van Her, die eerstgeborene van die Efrata, die vader van Bethlehem. Asger, die vader van Tekoja, het 2 vroue gehad, Helia en Naara. En Naara het vir hom Agasam en Hefer en die Timenite en die Ahasritite gebaar. Dit was die seun van Naara.
En die seuns van Elia was Seret, Josoar en Etnan. En Kos was die vader van Anab en Hasobia en van die geslagte van Aharknel, die seun van Aram. En Jabas was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het vir hom Jabas genoem en gesê, ek het jou met smart gebaar. En Jabas het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. En Caleb, die broer van Soha, die vader van Meher, hy was die vader van Eston. En Eston was die vader van Betrafa en Pesiach en Tehimna, die vader in die stad van Ahas. Dit is die manne van Regia. En die seun van Kenas was Ontniel, Saraja, en die seuns van Ontniel was Hatat en Meutai. En Meutai was die vader van Ofra en Saraja en Joab, die vader van die handewerksdal, wat hulle was ambagsmanne. En die seuns van Caleb, die seun van Jefune, was Uru, Ela en Noam. En die seuns van Ela, Kenas. En die seuns van Joselerael was Sif en Sifa, Teria, Asriel. En die seuns van Esra was Jeter, Meret, Efer en Jalon. En dit is die seuns van Bidja, die dogter van Farao, wat Meret as vrou geneem het. En sy het swanger geword en gebaar Miriam en Samai en Jesbag en die vader van Estemoa. En sy Judeese vrou het gebaar Ered, die vader van Gedor, Heber, die vader van Sogo, en Jektiel, die vader van Sanoch, die seun en vrou van Odia, die suster van Naaman, die vader van Kelia, was die Garmiet, en die Estomoa en Magatiet. En die seuns van Simeon was Ammonon, en Rina en Ben-Hanan, en Tilon, en die seun van Jesai was Soet en Ben-Soet. Die seuns van Sela, die seun van Juda was die vader van Lega, en Laeda, die vader van Marsiesa, en die geslagte van die huis van die linnewewers van die huis van Asbia. Verder het Joachim die manne van Koseba, en Joas, en Safat, hulle wat in Moab geheers het, en die Jesubi Lehemen, waar die geskiedenisse is oud. Hulle was die pottebakkers en die inwoners van Nataim en Gaderia, daar het hulle gebly by die koning in sy diens. Nakomlinge van Simeon en hulle oorwinnings, vanaf vers 24. Die seuns van Simeon was Nemuel, Jamin, Jarab, Serach en Saul. Salem was die seun van Misba, wat sy seun Misma was sy seun, en die seuns van Misma was Amuel, en die seun van Sakur, sy seun Semai, sy seun. En Semai het 16 seuns en 6 dogters gehad, maar sy broers het nie baie seuns gehad nie, en hulle het die hele geslag het nie so vermeerder soos die seuns van Juda nie. En hulle het gewoon in Berseba en Molalda en Hasar-Sual, in die Bilha en Esem en Tolat, en in die Betuel, Horma en Siklag, en in Bet-Makabot en Hasar-Susim en Bet-Berei en Sanorum. Dit was die stede totdat Dawid koning geword het. En hulle dorpe was Etam en Anjim, Rimon, Tochen, Asan, 5 stede. En al hulle dorpe wat in die omtrek van hierdie stede was tot by Baal, dit was hulle woonplekke. En hulle het hulle geslagregister gehad, en Mesobadab, Jamelig, Josa, die seuns van Amasia, en Joel, Jehu, die seun van Josheba, Josbia,
die seun van Soraya en die seun van Asiel, en Eljonai en Jakoba en Hosaja en Asaja en Adil en Jesmiel en Benaja en Sisa, die seun van Sefai, die seun van Alon, die seun van Jetjaja en die seun van Simri, die seun van Semaja, wat hier met hulle naam opgegee is, was vorste in hulle geslagte en hulle families het sterk vermeerder. En hulle het getrek tot by die ingang van Gedor, tot die oostelike die dal op die weiveld, vir hulle klein vee te soek. En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was na die alle kante toe wyd en stil en rustig, want mense van Gam het daar tevore gewoon. En die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dae van Hiskia, die koning van Juda, gekom en hulle tente verslaan, en ook die Meoniete wat daar gevind is, en hulle het ook met die bandvloek getref tot vandag toe, en hulle het in hulle plek gaan woon, want daar was weiveld vir hulle kleinvee. Ook het hulle van seuns van Simeon 500 man getrek na die gebergte van Seir, en Pelatja, en Nearia, Nafaya, en Usiel, die seun van Jesai, was aan hulle hoof. En hulle het die oorblyfsel van die vrygeraaktes van Amalek verslaan, en daar gaan woon, tot vandag toe. Tot sover. Hoofstuk 5, die nakomelinge van Reuben. En die seuns van Reuben, die eerstgeborene van Israel, want hy is die eerstgeborene, maar omdat hy die bed van sy vader ontheilig het, is sy eerstgeborene reg aan die seuns van Josef, die seun van Israel, gegee, maar hy moes nie in die geslagsregister volgens die eerstgeborene reg aangegee word nie, want Juda was sterk onder sy broers, en uit hom het een van 'n vors geword, maar die eerstgeborene het Josef gehad. Eerstgeborene reg. Die seuns van Reuben, die eerstgeborene van Israel, was Henog, Palu, Hesron en Karmi. Die seun van Joel, sy seun Semaja, sy seun Gog en sy seun Simei. En die seun Micha, sy seun Rea en sy seun Baal. Sy seun Bera, vir wie Tiglat-Pilsner die koning van Assyrië in ballingskap weggevoer het, hy was die vors van die Reubeniete. En die broers volgens elkeen sy geslag, soos die geslagregister opgegee volgens die afstammeling, was Jeiel, die hoof, verder Sagaria, en Bella, die seun van Asas, die seun van Sema, die seun van Joel. Hy het Aroer en tot by Nebo, Baal-Meon gewoon het. En teen die ooste het hy gewoon, tot by die ingang na die woestyn van die Eufraat-rivier af, want hulle vee het baie geword in die land van Gilead. En in die dae van Saul het hulle oorlog gevoer met Agareners, en toe die hulle hand geval het hulle tente gewoon, en hulle hele ooste kant aan Gilead. Nakomelinge van Gad. En die seuns van Gad het teenoor hulle in die land van Basan gewoon, tot by Salka. Joel was die hoof, en Safam die tweede in rang, en Janai en Safat in Basan. En hulle broers, volgens hulle families, was Michiel, Mesulam, en Seba, en Jorai, en Janakan, en Sia, en Eber, 7. Dit was die seuns van Abigail, die seun van Huri, die seun van Jorach, die seun van Gilead, die seun van Michiel, die seun van Josai, die seun van Jagdu, die seun van Bis. Ahi, die seun van Abdeel, die seun van Guni, was die hoof van hulle families. En hulle het gewoon in Gilead en Basan, in sy onderhorige plekke en al die weivelde van Saron, waar dit opgehou. Hulle almal is in die geslagregister opgeneem in die dae van Jotam, die koning van Juda, en in die dae
van Jerobeam, die koning van Israel. Van die seuns van Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse, naamlik van die helde, manne wat skild en swaard dra, en die boogspan ervare is in oorlog, was daar 44.760 wat op kommando moes uittrek. En hulle het oorlog gevoer met die Agareners, en Jetur, en Nafis, en Nobadab, en hulle het hulp gekry teen hulle, en die Agareners is in hulle hand oorgegee, almal wat met hulle saam was, want hulle het God aangeroep en in die oorlog wat hy hulle verhoor, omdat hulle op hom vertrou het. En hulle het hulle vee weggevoer en hulle kamele 50.250.000 stuks kleinvee, 2.000 esels en 100.000 mense. Want baie gesneuweldes het daar gelê, omdat die oorlog van God was, en hulle het in hulle plek gewoon tot in ballingskap toe. Die nakomelinge van die halwe stam van Manasse, vanaf vers 23. En die seuns van die halwe stam van Manasse het oor die land gewoon, van Basan af tot by Baal Hermon, en Senir in die berg Hermon, hulle was baie. En dit was die hoofde van hulle families, naamlik Efer, en Jesai, Eliel, Asriel, Jeremia, en Hodawa, en Jagdiel, manne, dapper helde, manne van naam, hoofde van hulle families. Maar hulle het ontrou gehandel teen God en hulle vaders, en die gode van hulle volke, van die land wat God vooruit verdelg het, agterna aangehoreer. Daarom het God van Israel die gees van Pul, die koning van Assyria, naamlik die gees van Tiglat-Pileser, die koning van Assyria, aangewakker, wat hulle die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse in ballingskap weggevoer het, en hulle gebring na Halach en Habor en Hara in die rivier van Gosan tot vandag toe. Tot sover.